Hierdie jaar se VTT-tema is nie net vir predikante individueel en persoonlik van waarde nie, maar ook vir die kerk en gelowiges in die breë. Die ganse Bybelse verhaal is 'n verhaal van roeping. Vanaf die Ou Testamentiese tyd is God die een wat roep, verskillende mense op verskillende tye in verskillende omstandighede. In die kerk verstaan ons dat God 'n gemeente byeenroep. Hoewel alle gelowiges in daardie opsig geroepenis is, roep en rus God ook mense toe om spesifieke diens in die kerk te verrig. Roeping is daarom onderliggend aan ons amptsbegrip en kerkbegrip. Maar tot hoe 'n mate dink ons na oor roeping? Wat is die inhoud, die betekenis en die opdrag van ons roeping in 'n voortdurend veranderende wêreld? Roeping en lewenslange geestelike vorming word gemeld dat die tendens in protestantse teologie oor die afgelope dekades geskuif het, vanaf die bestudering van persoonlike individuele roeping na 'n breër nadenke oor 'n teologie van werk en gawes. Hierdie verskuiwing binne die kerk se bestudering van roeping het moontlik te maak met die persepsie dat roeping hoofsaaklik 'n subjektiewe konsep is. Tog het die bestudering van roeping die afgelope dekade toegeneem in die sekulêre veld van sielkunde en beroepsberading. 'n Roepingsbewustheid of die ervaring van geroepenheid word volgens studies deur ongeveer 44% van universiteitsstudente en 50% van werkende volwassenes beleef. Wat die begrip van roeping behels, word roeping nie as 'n statiese konsep verstaan nie, maar dinamies. Roeping is iets wat kan groei en ontwikkel. Op geloofsvlak word roeping dan verstaan as 'n voortgaande en dinamiese respons op God. Roeping verg onderskeiding, maar dit lei ook tot persoonlike groei. In lyn met hierdie waarneming leer ons in God se selfopenbaring in die Bybel vir God ken as 'n dinamies handelende God. God vestig 'n persoonlike verhouding met mense waarbinne God mense dan roep en stuur. Vanuit hierdie wesenskenmerk van God groei die Misho Dei teologie. Roeping en gestuur wees is 'n beweging vanaf God na die wêreld. Aangesien die God wat roep 'n dinamiese God is geroepe wees en roeping ook 'n dinamiese gebeure. Dit is nie eenmalig en staties nie, maar is weliswaar 'n lewenslange reis. Wanneer daar oor roeping in die Ou Testament gepraat word, gaan 'n mens se gedagtes outomaties na die roepingsverhale van bekende figure soos Abraham, Moses, Samuel en Jesaja. Hierdie roepingsverhale is so prominent in die Ou Testament dat daar 'n genre van die roepingsnarratief onderskei kan word. In die Ou Testament vind roeping en gestuurdheid egter altyd binne die raamwerk van God se verbondsverhouding met die volk Israel plaas. Hoewel die taal van roep en stuur vir die eerste keer eksplisiet by die Moses-verhaal aangetref word, reageer ander Bybelkarakters op God se opdragte in die imperatief deur te doen wat God beveel. Tog het die uitleef van hierdie karakters se roeping nie altyd vlot verloop nie. Dit gaan in die Ou Testamentiese roeping dus nie net oor die roepingsmoment of die roepingsnarratief as sulks nie, maar ook oor die lewe in antwoord op roeping. Daarom word daar in hierdie insetsel gepoog om 'n raamwerk te bied van die eksistensiële ruimte waarbinne 'n lewe in antwoord op roeping in die Ou Testament bestaan. Die raamwerk kom na vore in twee bewegings wat te onderskei is uit die tematiese bestudering van die Ou Testamentiese literatuur. Maar vanweë die omvattendheid van die Ou Testamentiese literatuur word hier egter net vlugtelings verwys na uittreksels uit narratiewe en poëtiese literatuur. Die raamwerk waarbinne 'n roepingsgedrewe lewe bestaan, gaan in wese oor die vrae wat ontstaan nadat daar op die roeping geantwoord is. Vroeër is reeds gemeld dat roeping 'n dinamiese gebeure is, 'n voortgaande proses waarin daar na God geluister word,
helderheid oor 'n mens se identiteit en opdrag verkry word en waarin 'n mens aanpas na gelang van behoeftes en geleenthede. Hierdie proses verteenwoordig daarom nie 'n lineêre gebeure nie, maar eerder die eksistensiële worstelstryd wat dikwels gepaard gaan met roeping. Die Ou Testament getuig daarom nie net van die roepingsmoment nie. Nee, die diepte van die Ou Testamentiese roepingsruimte word juis gevind in die proses waardeur die geroepene worstel met hulle roeping, identiteit en opdrag. Die roepingsworsteling kan beskryf word aan die hand van twee bewegings: roepingskrisis en roepingsvreugde. Of, om die taal van die Ou Testamentiese teoloog Walter Brueggemann te gebruik, disoriëntasie en heroriëntasie. Brueggemann gebruik die metafoor van die put of die Sheol om die disoriënterende ervarings van die lewe mee te beskryf. Volgens die ou nabye Oosterse 3-verdieping wêreldbeeld was die put of Sheol die heel onderste verdieping. Die put is 'n negatiewe ruimte waar God nie teenwoordig is nie. 'n Ruimte van grys bestaan waar 'n mens vervreem is van vreugde en 'n verhouding met God. In terme van roeping stel die put die roepingskrisis voor. Die negatiewe belewennisse en vertwyfeling van die geroepene. Wanneer die geroepene hulle self in die spreekwoordelike put bevind, is hulle gedisoriënteerd, vervreemd van hul roepingsopdrag, hulle identiteit en selfs van die een wat geroep het. In die film The Two Popes gesels Paus Benedict, gespeel deur Anthony Hopkins, met die jonger Paus Francis, gespeel deur Jonathan Pryce, oor sy roepingskrisis, die stem van God wat vir hom stil geword het. You know, the hardest thing is to listen, to hear His voice, God's voice. So even for a pope, and perhaps especially for a pope, you know, when I was a young man hundreds of years ago, I always knew what He wanted of me, what God wanted, what purpose He had for me. But now, I don't know. Die roepingskrisis het vele fasette. Eksterne omstandighede, interne geloofsworsteling. Die put word die ruimte waar die geroepene 'n randfiguur word, eensaam, vlugteling, vreemdeling. Teenoor die put, daardie disoriënterende oomblikke van roeping, staan heroriëntasie. As metafoor vir herstel en heroriëntasie gebruik Brueggemann die ruimtelike konsep van die beskermende vlerke van God. Op verskeie plekke in die Ou Testament word die metafoor van God se vlerke gebruik as 'n heenwysing na 'n veilige ruimte, 'n ruimte van koestering en gemeenskap met God. Veral in die psalms word hierdie beeld gebruik waardeur 'n persoon vanuit 'n ruimte van disoriëntasie, vanuit die put van die lewe beweeg na die toevlug en skuilplek wat by God te vind is. In hierdie proses van disoriëntasie na heroriëntasie beweeg die geroepene van 'n vreemdeling na vlugteling, na iemand wat tuiskom in die veilige ruimte van God se liefde en genade. Met behulp van hierdie gedagtes kan roeping in die Ou Testament interpreteer word as 'n beweging tussen 'n ruimte van disoriëntasie, die put, en heroriëntasie, die vlerk. Die put en vlerk moet egter nie as binêre terme, as teenoorgestelde pole beskou word nie, maar eerder gelyktydig geldende ruimtes wat mekaar aanvul. Die identiteit van geroepene binne hierdie ruimtes kan beskryf word as die van vreemdeling en vlugteling. Dit is opvallend hoeveel karakters in die Ou Testament se roeping 'n reis van vreemdelingskap en vlugtelingskap insluit.
Dink maar aan Abraham as vreemdeling en vlugteling in Egipte. Later Jakob ook as vreemdeling in Egipte. Moses, vlugteling die woestyn in nadat hy 'n Egiptenaar doodslaan. Rut, 'n vreemdeling in Juda. Jona, die vlugtende profeet. En so kan ons aangaan. Die tema van vreemdeling en vlugteling is vervleg, reg deur die Ou Testament. Maar wat is God, die een wat roep, se rol in die roeping en lewe van hierdie vreemdeling-vlugtelinge? Karl Barth het God beskryf as die gans andere. Die filosoof Richard Kearney gebruik 'n ander woord om die misterie van God as gans andere uit te druk. Vreemdeling. God is die vreemdeling met 'n hoofletter wat by Abraham en Sara se tent aandoen. Die vreemdeling met wie Jakob stoei. In die Nuwe Testament is Christus die vreemdeling wat saam met die Emmausgangers stap. Die God wat roep is die God van vreemdelinge en vlugtelinge. God roep en werk juis met die wat vervreemd raak, wat vlug, wat hulself in die put bevind. Maar terselfdertyd is die vreemdeling God ook die gasheer, wat gasvry die vreemdelinge en vlugtelinge nooi om vanuit die put onder sy vlerk te skuil. Hy is die een wat die geroepenes bewaar, toerus en krag gee. In die genuanceerde verhale van die Ou Testament bevind diegene wat deur God geroep is, hulle self op een of ander stadium in die put, midde in 'n roepingskrisis, soms as vreemdelinge, soms as vlugtelinge. Maar tog is die put nie die blywende ruimte nie. Hierdie vreemdelinge en vlugtelinge word uitgenooi deur die vreemdeling God self om onder sy vleuels te skuil, om daar te rus, krag te ontvang en hulself te heroriënteer. Die raamwerk van roeping in die Ou Testament kan in verskeie tekste bespeur word. Hier is voorbeelde van 2 narratiewe tekste, Abraham en Rut, sowel as 2 poëtiese tekste, die gebed van Jona in Jona 2 en ook Psalm 91, waarin die temas van put, vlerk, vreemdeling en vlugteling na vore kom. U is welkom om stil te staan by elke teks. Enkele gedagtes oor die tekste is vir gespreksdoeleindes beskikbaar gestel aan fasiliteerders. Die lewensreis van roeping vind plaas in die wisselwerking tussen put en vlerk, tussen disoriëntasie en heroriëntasie. Dit is in die liminale ruimte van vreemdelingskap en vlugtelingskap dat ons die God wat roep ook ontmoet as die God wat ons gasvry ontvang en bewaar. 'n Paar algemene besprekingspunte na aanleiding van hierdie insetsel. Beleef jy in jou roeping ook hierdie beweging tussen disoriëntasie en heroriëntasie, tussen put en vlerk? Watter besliste oomblikke van roepingskrisis en roepingsvreugde kan jy uitken? Hoe kan die gevalle studietekste bydra tot ons verstaan van roeping? Kyk die film The Two Popes en besin oor watter insigte ons uit hierdie film oor roeping kan kry.